Jy's regtig onnosel as jy nie die Here dien nie. Jy's regtig dom as jy agter jou eie wil aanloop en doen wat vir jou reg en goed is en jy volg nie die Here nie. En jy moet verstaan dat God wil hê daar moet wysheid by ons wees. Hy wil nie ons moet dwaas wees nie. En ek sien baie keer mense, kry dit baie keer by jong mense en groot mense, hulle leef hulle eie lewe, doen hulle eie ding, hulle is besig met hulle self, en hulle dink hulle is slim, maar eintlik is hulle onnosel. En hoor wat sê Romeine 8 vers 9, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie, julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Romeine 8 vers 9, maar omdat die Gees van God in julle woon. En ek dink dit is 'n dom ding of 'n dom gedagte dat jy dink, ag ek is okay, ek het nie die Gees van die Here nodig nie. Ek het nie nodig dat God se Gees in my kom woon en deur my kon werk nie. Ek is okay. Dan begin jy dwaase dinge doen en jy leef volgens jou begeertes. Jy leef volgens jou wil. Jy leef agter jou emosie aan, agter jou sondige natuur in. En dis wanneer jy dwaase dinge doen. En dis ook wanneer jy sukkel om oorwinning oor gewoontes te kry. Dis wanneer jy maklik in versoekings verval, omdat jy nie die Here dien nie en doen wat die Here sê nie. Waar Romeine kom en hy sê, ons word nie deur 'n sondige natuur beheers nie. Julle word deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. So ek moet toelaat dat die Gees van die Here my beheer. Nou, beheer klink so drasties, klink so, ek is 'n robot. Nee, dat ek luister vir die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees is my bestuurder. Hy rig my, hy lei my, hy is saam met my. Romeine sê, 'n kind van God word gelei deur die Heilige Gees. So ek loop agter die Heilige Gees aan. Dink 'n oomblik daaraan. Weet die Gees van God beter as jy? Weet God beter as jy? Ken God die toekoms? Weet hy wat is die regte besluit om te maak? Weet hy wat gaan gebeur? Weet hy wat jy gaan doen? Wat is die regte ding om te doen? Dan sê ek natuurlik. Ek weet nie wat oor 5 minute gaan gebeur nie. Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek kan maar beplan. Maar ek weet eintlik nie. Waar as ek toelaat dat die Heilige Gees my beheer in my werk, dan is daar wysheid in my. Dan begin die wysheid van God hier in my werk. En ek wil jou vra om toe te laat dat die Heilige Gees in my werk. En nou as jy sê, maar hoe moet ek dit reg kry? Dan dink ek, jy moet bid. Jy moet tyd maak en jy moet bid. Jy moet jou Bybel vat en jy moet dit lees. Lees dit hardop. Vat byvoorbeeld Romeine 8. Gaan lees die hele hoofstuk van Romeine 8 hardop. Gaan vat nog 'n vertaling, 2, 3 vertalings. Lees dit hardop sodat jy dit kan hoor. Gaan alleen by die Here. Sit daar in jou tuin onder 'n boom of alleen in jou studeerkamer of alleen in jou kamer of waar jy ook al is, waar jy tyd alleen met die Here kan hê, met die Here praat. Ek het 'n rooi boekie hierso. As ek bid, dan het ek 'n rooi boekie en dan skryf ek. Ek skryf my begeertes. Ek skryf om vir God se saak te bid. Maar ek skryf ook wat ek glo die Here met my praat. Dit wat die Here vir my sê, dit skryf ek hier neer. En ek onthou dit. Dan kyk ek hierna en dit stuur my lewe in 'n rigting in. Begin doen wat die Here sê. Moenie leef volgens jou woede nie. Moenie leef volgens jou bitternis nie. Moenie leef volgens ek sal hulle terugkry nie. Moenie leef volgens jou seer word dat dit jou lewe bepaal nie. Laat toe dat die Heilige Gees jou lewe beheer. Dit is 'n wyse ding. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir elkeen vanmôre na my luister, dat u Gees in hulle sal werk, dat die Gees deur hulle se werk harte sal oopmaak, dat die Gees in hulle kom. Dankie vir u liefde in u naam. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n blessing.